Ek wil hierdie gedeelte net weer trek dan na Hebreërs 3 toe wat praat van om sy rus in te gaan. Blaai gesaam na Hebreërs 3 toe, vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn. En dis waar ons nou gelees het, in Numeri 14. Verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken. Sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. En dit het ons nou hier gesien, dat hy vir hulle gesê het, julle kan nie ingaan nie, gaan woestyn toe. Hoekom? Hulle harte was verhard. Vers 7, vandag as jy my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering en die dag van die versoeking in die woestyn. Julle harte het hulle verhard, hulle gesê, ek wil nie hoor wat julle sê nie. Moses, Caleb, Joshua, wil nie aangaan nie. Ons gaan daar sterf, ons kinders gaan 'n byt word, ons wil terug aan Egipte toe. En Vader het sy toorn gesweer, hulle sal dan nie daar aangaan nie. Hoekom? Altyd dwaal hulle met die hart. Maar hulle het my weer nie leer ken nie. Wat beteken jou hart dwaal? Die een dag is jy gelowig en die volgende dag sê jy, God kan nie. Hart dwaal, dan sê hy, dan sê daar. Maar hulle het my weer nie leer ken nie. Wat gebeur as ek sy weer leer ken? My hart gaan nie dwaal nie. Wat doen die Satan vir ons? Hy gee ons die evangelie, wat maak dat ons sy weer nie leer ken nie. Ons kry bitter min evangelie van die preekstoel af, en as jy iets kry, dan sit dit in jou nogal nie die waarheid nie. Al wat jy hoor is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en gaan maar huis toe, dis die evangelie. Nou, hoe moet my hart nou nie dwaal met so evangelie? Bedoelende wat? Bedoelende as ek geloof nodig het, en ek moet my naaste lief hê soos myself, dis die evangelie wat ek gehoor het. Hoe moet ek geglo kry? Hoe moet ek God se weë leer ken, deur my naaste lief te hê? Leer iemand my iets van God, sodat ek vas op hom kan glo? Selfs sodat ek met toorn gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broers, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wat het gebeur met hierdie Israeliete? Hoekom kon nie ingaan nie? 'n verharde hart, vers 7. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. 'n Harde harte gehad. Nou sê hy vir ons, pas op dat jy nie 'n harde hart kry nie. Hoe? 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Moenie laat die sonde, en ek moet sê die hoerery, jou hart verhard nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ons is deelgenote. Dis hoekom Paulus gesê het, ek jaag daarna of ek dit kan gryp. Nie dat ek dit al gegryp het nie, maar ek is op pad daarna toe. Paulus is nou daar. Hy sê, ek het die wedloop voleindig, ek is klaar. Ons nie. Ons sê nog, want ons het deelgenote van Christus geword. Ek het, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Wedergeboorte is een ding, maar volharding is 'n ander ding. Trouheid. Dit kan ek eerstehand sê. Deur die jare het ek baie mense gesien. Begin en nie klaar maak nie. Kan ek dit maar herhaal? Pas op om te begin en nie klaar te maak nie. Dit vat jare. Tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en Jahwe verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lank vertoorn? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En dan weet hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe wanneer ongehoorsaam is, en nou sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Nou sê hy vir ons dit. Dis nie die Hebreërs skrywer wat dit jare later skryf, en sê, ons is nou in daai situasie. Ons het nog nie in die beloofde land ingegaan nie. Waar is die beloofde land? Sê aan die kant die graf.
Ons is deelgenote van Christus geword en dit moet ons nou onwrikbaar vashou tot hy deurgegaan het. En hierdie mense het tot by die beloofde land gekom, kon nie ingaan. Hoekom nie? Hulle kon deur ongeloof nie.